Goeiedag graad 8. Ons gaan vandag 'n bietjie ons gaan 'n bietjie kyk na verwantskappe en funksies en verwantskappe. So ek hoop jy het jou skryfding reg. Nou soos ons nou die dag vir mekaar gesê het, as jy gou vinnig as jy wil volg in jou 'n paar voorbeelde of ander voorbeelde in jou wiskunde handboek wil kyk, is hoofstuk 5 op bladsy 67 in jou handbook. Nou 'n eenvoudige manier om vir hierdie funksies en verwantskappe het julle al hordes van gedoen in die laerskool. Ons brei ons nou net weer 'n bietjie uit. Soos ek vir gesê, baie van die wiskunde wat ons in die hoërskool doen, is basies wiskunde wat jy in laerskool gedoen het, maar ons bou daarop. Brei uit. Dit raak lekkerder. Ons wiskunde raak nie moeiliker, dit raak lekkerder. Raak nie ingewikkelder, dit raak lekkerder, nê. Nee. So julle gaan sien van dit lyk vir julle baie bekend en dan sit ons net so ietsie by. So om dit vir jou nou eenvoudig te verduidelik, funksies en verwantskappe gaan basies daaroor. Jy het insette, en dan gebeur daar iets met daardie insette, dit word verwerk en dan kry jy sekere uitsette. Soos byvoorbeeld, in my tyd, van julle het vir my in die klas gesê, julle weet van Popeye, nou in my tyd was dit nou 'n groot kinderstorie gewees. Nou Popeye is so seerower mannetjie en as daar nou moeilikheid gekom het op die waters, dan het hy so blikkie spinasie gehad. Nou gooi hy dit so in sy keel af en dan as hy spinasie ingooi, dis die inset, dan gebeur daar iets in sy liggaam, dit word verwerk en dan skielik aan Popeye spiere so. En kyk, dan is daar moeilikheid. Die uitset is, jy sien hoe vlieg hy skelms deur die lug soos wat hy vir hulle pot, né? So die inset is die spinasie, dan vind 'n verwerking, dan vind iets plaas met daai insette verwerking en dan kry jy die uitset wat hy natuurlik die manne bietjie optof. Goed, hier is net heel regs is sommer nog 'n denkbeeldige of 'n konkrete voorbeeld. Is byvoorbeeld die manne wat nou lief is vir jag, dis nou juist jagseisoen. As jou pa lekker kudu of iets geskiet het, bok geskiet het en hy sit so 'n bietjie vetjie by en 'n bietjie speserye en so aan. Hierdie noem ons 'n worsstopper. So jy gaan hom nou maal en dan sit jy al jou vleis, party van hulle is sommer 'n all-in-one. Hy maal hom en hy stop hom, ander moet jy apart maal. Maar in geval jy sit nou jou vleise wat klaar gemeng is en gemaal is, sit jy daarbo, dis jou inset. Dan vind daar 'n verwerking plaas, ietsie gebeur met daai insette en dan aan hierdie kant is die uitset. Dan kry jy lekker boerewors of droewors of so wat jy nou later kan geniet, né? Nee. So dis min of meer op 'n konkrete manier. Dit net so bietjie meer laat dit sin maak die woorde. Nou, ons gaan nou nie noodwendig praat van inset nie, ons gaan miskien praat van 'n invoerwaarde, maar dit is maar dieselfde ding. Ons gaan praat van 'n uitvoerwaarde, né, die produk wat jy by die antwoord wat jy by ouene kry. So hierso, die volgende skyfie gaan julle sien, dit lyk baie bekend. Dit lyk soos goed wat jy al in jou lewe gesien het. So hier in die linkerkant sien julle daar's nou wel Engels, maar dis basies jou invoerwaardes. Right? Julle het gepraat van, ek dink julle het vir my gesê julle noem dit in die laerskool spinnekopdiagramme of so ietsie. So hierso aan die linkerkant het jy jou invoerwaardes en die regterkant het jy jou uitvoerwaardes. Jou uitvoerwaardes is basies jou antwoorde, né? Nou in die binnekant sê ek vir jou, wat moet ek doen met hierdie invoerwaardes? Okay? Julle het byvoorbeeld, ons het nou veranderlikes hier, ons het dan al in die tyd geleer, wat is 'n veranderlike? Veranderlike is 'n plekhouer. Dit is soos byvoorbeeld in hierdie geval is die plekhouer X. So ek kan enige waarde dit daar instel, dan gaan ek 'n ander uitvoerwaarde, 'n ander y-waarde kry. So al hierdie wat hier voorkom, is my X-waardes, my invoerwaardes. Orals waar ek hierso sit ek die vergelyking of die uitdrukking gaan ek hier insit. Hierdie is nou 'n vergelyking, maar ek kon net so 'n uitdrukking hier gesit het. So dan stel ek my X-waardes gaan stel ek in die uitdrukking of in die vergelyking in en ek gaan werk dit uit en die antwoord wat ek kry is dan daardie invoerwaarde se uitvoerwaarde. En ons sê dit is die antwoord. As ek daai invoer, die X daarin sit, dan kry ek ons 'n antwoord is gelyk aan die antwoord is my uitvoerwaarde, my y-waarde. So hierdie eerste ene, as ek 1 insit, dan gaan my antwoord wees 2. As ek 6 insit, gaan my antwoord wees 12. My uitvoerwaarde is 12, my invoerwaarde is 6. Nou kom ons toets gou enetjie. So skies ek van myself net in die laerskool het jy dit dalk nou net nie X en Y gebruik, jy dalk net 'n blokkie. Dan sê hulle wat moet in daai blokkie wees, nê? Nou kom ons kyk gou. So die eerste een is 1. Kom ons sit gou 1 daarin. Onthou as hulle 'n X en 'n 2 teenoor mekaar staan, dan beteken dit ons moet maal. So in die X se plek sit ek nou 'n 1. So nou sê ek 2 maal 1 gee vir my 2. So ek het 1 ingesit, die invoerwaarde was 1. So nou is die antwoord is 2. Daar is my uitvoerwaarde. Goed. Nou sit ek 'n 6 in. Invoerwaarde is 6. Daar by X sit ek 'n 6 in. 2 maal 6 gaan vir my gee 12. So my uitvoerwaarde vir 6 is 12. My antwoord is 12. Sit nog 'n 7 in. 7 is my invoerwaarde. Ek sit hom by X se plek in. 7 maal 2 gee vir my 14. My uitvoerwaarde, my antwoord is 14. OK, ek dink julle kry die idee. Hierdie is nog baie eenvoudig. Goed. Nou voor ek aangaan, moet ons net gou vir mekaar weer sê wat is 'n vergelyking nou weer, want dit gaan nou nogals ook vir jou net dinge bietjie makliker maak. Ek het nou al in die tyd het ons nou al in die klas gepraat oor vergelykings. Maar net vir die wat dalk vergeet het, kom ons sê gou weer vir mekaar, wat is 'n vergelyking? Nou net gou dit aan, ekskuus, om te druk. Asai.
So, wat is 'n vergelyking? Nou, voor ons eers by 'n vergelyking kom, moet ons eers iets anders vir mekaar sê. Wat is 'n uitdrukking? Nou, 'n uitdrukking is iets waar daar byvoorbeeld veranderlikes voorkom, 'n grondtal, daar's eksponente in, daar kan 'n konstante waarde kom. Sien julle, dis nie soos 'n A of 'n X of so nie. Hy kan nie, ek kan nog enige waarde hier by A insit, dan gaan ek 'n ander uitvoerwaarde mos kry, 'n ander antwoord kry. Maar hierdie plus 3 bly plus 3. Hy gaan op geen manier verander nie, want daar is nie 'n veranderlike wat teen hom by hom staan nie, nê. So daarom noem ons so die konstante term, okay? En dan 'n ander dingetjie wat ek wil hê julle moet onthou, ek gaan nog 'n paar keer hierdie jaar herhaal, is ons gaan praat van terme hier en daar, né? Nou wat maak dat die getalle wat bymekaar is een term is en wat maak dit dat die getalle geskei is dat ek 2 of 3 terme het? Nou maal, hakkies, deel, dit bind alles terme saam. Plus en minus skei terme. So as ons hier na die eerste ene kyk, hier waar ek die rooi merkie wys, daar is 2 terme want hierdie plus skei hierdie 2 van mekaar af, soos 2 terme. Hierdie kant na die of sien ek hier soos 3 terme. Hoekom? Want daar's 'n plus en daar's 'n minus wat die terme skei. Die 2 staan teen die x kwadraat, so dit sê vir my is 2 maal x, en ons het gesê maal bind terme saam. Die 3 staan teen die x, so dis 3x, so is 3 maal x, maal bind terme saam. So is 1, 2, 3 terme. En onthou, as ek vir jou vra oor 'n spesifieke term, moet jy onthou altyd die teken wat voor hom staan, loop saam met hom, né? Die laaste enetjie hierso het geen veranderlike by nie. Dis 'n minus 5 op sy eie, so ons noem hom 'n konstante term. Nou, hierdie is 'n voorbeeld van 'n algebraïese uitdrukking. Daai is ook 'n voorbeeld van 'n algebraïese uitdrukking. Nou dat ons uitdrukkings verstaan, algebraïese uitdrukkings. Algebraïese uitdrukkings sê maar net daar soos veranderlikes in soos 'n grondtal soos x of y of a, né? So nou dat jy dit verstaan, nou kan ons kom by wat is 'n vergelyking dan? Sodra ons egter 'n is gelyk aan het met veranderlikes en of getalwaardes links en regs daarvan, dan is dit nou nie meer net 'n uitdrukking nie. Dan praat ons nou van 'n vergelyking. Nou 'n voorbeeld van so 'n vergelyking is dan nou 11 is gelyk aan 2x plus 1. En dan wat beteken 'n vergelyking? Presies wat dit sê, die een kant is gelyk aan die ander kant. Dit kan die maklikste met 'n ou tydse weegskaal of 'n wipplank verduidelik word. Ek wil net gou myne daar kry. Hierdie video gaan nou nie oor vergelykings nie, maar vergelykings help jou in hierdie werk. So as jy nou 'n bietjie meer wil, jy sien jy sukkel nog met die vergelykings wanneer dit by hierdie werk kom, gaan kyk my video oor vergelykings want ek gaan daar meer in detail. Ek wys nou net vinnig vir jou, ek gaan nie nou te lank stil staan by hierdie nie, maar in 'n ander video wat ek doen oor die vergelykings, verduidelik ek vir jou hoe werk so weegskaal. So onthou maar net, ek gaan net gou vinnig net vir 'n stop share, ek gaan net gou vinnig hier uitgaan. Dat ek hom net gou vir julle 'n bietjie duideliker maak. O, jene, sorry, daar was ek nou heel weg. Keer 'n knoppie. Okay, so kom ons kyk gou hierso. So hierso is nou 'n soort, dis soos die ou tyd se weegskaal. Wat ek maar net vir jou daar wil hê jy moet besef, wat ek ook al aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant ook doen. Dis maar wat ek heeltyd op julle hamer. So jy kan vir jou verbeel, 'n vergelyking, het ek mos gesê, het sekere waardes aan die regterkant en het sekere waardes aan die linkerkant met 'n is gelyk aan in die middel. Jy moet nou vir jou verbeel hier reg in die middel, hierdie rooi stuk wat hier in die middel is gelyk aan. So, as ek hierdie kant by enetjie bysit, goep, dan val hy. Hy is nou swaarder aan die regterkant as aan die linkerkant. Dan moet ek hierdie kant ook 1 bysit. Sodat hulle gelyk bly aan mekaar. Okay, so wat ek eintlik vir jou hierdeur probeer sê is, wat ons ook al aan die regterkant doen, moet altyd aan die linkerkant gedoen word. As ek hierdie kant 2 bysit, 1, 2, oeps, daar val hy, dan moet ek aan die ander kant 2 bysit. 1, 2, vir hom om altyd in ewewig, altyd gelyk te bly. So as ek aan die een kant met 2, kom ons sê nog 4, ons maal met 2, 3 maal 2 is 6. Okay. Nou sit hierso, ek gaan sommer nou aan die agterkant bysit, 1, 2, 3, nou is daar 6. Ek maal hierdie kant ook met 2, dan gaan mos 6 wees. So hierdie kant, 1, 2, nou is hulle ewe swaar, né? Nou as ek byvoorbeeld hierdie kant gaan deel met 2, ons deel hom deur 3. 6 gedeel deur 3 is 2. So, as ek nou deel deur 3, dan gaan hy nou deel deur 3, dan bly daar 2 oor, maar dan moet ek hierdie kant deel deur 3. Oeps, hier is 'n foutjie. Wat ek verkeerd afgehaal. Ek het verkeerd afgehaal en ewe ver wees. 6 en 7. Net net daar so 6 en 7. Daar sê.
Ek het nou net, vergeet nou van die getalletjies daar. Ek het nou nie regtig gefokus waarop ek hulle sit nie. Dit gaan maar oor die hoeveelheid blokkies wat ek hang. Okay, so dis al wat ek wil hê wat julle nou moet hardop konsentreer. Wat ek aan die een kant doen by 'n vergelyking, aan die een kant vreesgelyking, wat ek aan die ander kant doen. As ek aan die een kant 5 bytel, moet ek aan die ander kant 5 bytel. As ek aan die een kant deel deur 3, moet ek aan die ander kant deel deur 3. As ek aan die een kant minus 2, moet ek aan die ander kant minus 2. Okay, so as jy nog meer oor vergelykings wil sien, gaan kyk net weer my video oor vergelykings. Ek gaan nie nou verder. Ek gaan nou so een of twee voorbeeldjies doen wat op die slide is en dan gaan ons aanbeweeg. So ek hoop dit help so klein bietjie. Goed, kom ons gaan gou terug na die skyfie toe. Net hierdie gebeur. Alright, so ons het gesê wat jy aan die een kant doen, moet jy onthou, jy moet altyd ook aan die ander kant doen. Net hierdie uit die pad uitvat. Oei, koei. Goed. Nou, so hier het ek nou maar net vir jou gewys ons met daai skaal, né? Hier is ons 3 mannetjies, maar hier is 'n stoute 4de mannetjie wat maak dat hierdie kant swaarder is en daarom staan daai skaal nie in ewewig nie. Hy's nie gelyk aan mekaar nie. Hier is ons 3 maatjies hier hierdie kant, 1 maatjie daai kant. Hoewel hy so klein bietjie groter is as hierdie is, hulle omdat hulle 3 is hulle swaarder, so hulle hou hom bo, né? Goed. Nou, omdat daar 'n is-gelyking is, moet ons altyd onthou, die regterkant moet dan gelyk wees aan die linkerkant. Daarom as ek 3 links bytel, moet ek 3 regs bytel. As ek 2 aftrek regs, moet ek 2 aftrek links. As ek 4 links deel, moet ek regs met 4 deel. Die is-gelykant toon dus vir ons dat albei kante altyd gelyk aan mekaar moet wees. Nou kom ons kyk weer na die voorbeeld van die vorige slide. Daar het ons gehad 11 is gelyk aan 2x plus 1. Nou in die verlede het jy altyd gesê, okay, watter getal moet ek as ek 1 bytel gaan ek 11 kry? As jy sê 10. Okay? So wat moet ek met 2 maal om 10 te kry? 5. En dan stel jy 5 daaraan, 5 maal 2 is 10 plus 1 is 11 en dan sien jy is reg, né? Dis inspeksie. Jy het dit nog nooit so vreeslik gedink daaroor, miskien jy het dit net outomaties gedoen, maar dis basies 'n proses wat jy gevolg het. Ons doen dit in oplos van die vergelyking deur middel van inspeksie of die oplos van x deur middel van inspeksie. Maar nou, ons weet nou dat albei kante gelyk is aan mekaar en omdat die linkerkant reeds vir ons wys dat dit 11 is, weet ons die regterkant moet ook vir ons 11 gee. So dit help vir ons om die x se waarde te kan bepaal. Nou, om die waarde van x te kry, moet ons x alleen aan die een kant kry. So ons moet die ander waardes, ons moet hierdie plus 1 wegkry en ons moet daai 2 maal 2 wegkry. Goed, so nou wat ek gesê het, wat ek regs doen, moet ek links doen en ultimately, verskoon my Engels, maar ultimately wil ons vir x alleen aan die een kant kry. Dis waartoe ons mik, want as ons vir x alleen en dan weet ons wat is sy waarde, né? So ek gaan net of julle so cheat code hier opsit. Ek noem dit sommer my cheat code, maar dit is maar net om jou 'n bietjie te help. Gewoonlik sê ons mos in wiskunde, daar's 'n volgorde van bewerking, jy moet altyd daai volgorde van bewerking volg en dit is hakkies van maal deel in die volgorde wat dit voorkom. Hakkies en van is eerste en dan maal en deel en dan plus en minus in die volgorde wat dit voorkom. Maar wanneer ek vir x wil oplos, dan gaan ek die inverse berekeninge gebruik en ek gaan die inverse volgorde gebruik. So dan gaan ek eers van die plus en die minus ontslaa raak. Dan gaan ek as daar enigiets wat gemaal en gedeel word van dit ontslaa raak en dan gaan ek van die hakkies ontslaa raak en dan behoort ek amper op my x se waarde te hê. So soos julle nou hier sal sien, hier's 'n plus 1, so ek wil eers van hom ontslaa raak. Nou as ek 1 appel het en ek wil nie meer appels daar hê nie, wat doen ek? Ek vat hom weg. Ek minus hom. So ek gaan minus 1 aan die regterkant van hierdie is gelyk aan, van hierdie vergelyking, gaan ek sê minus 1. Maar as ek 1 hierdie kant wegvat, dan moet ek daai kant aan die linkerkant ook 1 wegvat. So dis wat ek nou heel eers gaan doen. Sien julle? Ek trek hierso in die regterkant 1 af, plus 1 minus 1 is mos 0 en 0 plus 2x bly 2x. Maar as ek hierdie kant 1 wegvat, moet ek daai kant ook 1 wegvat. Nou 11 minus 1 is 10. So 10 is gelyk aan dan 2x bly mos oor hierdie kant as ek daai as 1 minus 1 is mos nou 0 plus 2x is 2x. Okay. Nou is die x amper alleen, maar daar's nog 'n ou simpele 2 wat aan hom vassit. As aan hom vassit, dan beteken dit maal. En so wanneer ek vir x alleen wil kry, moet ek die inverse berekening gebruik. So ek gaan nie maal met 2 nie. Ek gaan deel deur 2 en enige getal gedeel deur homself gee altyd vir my 1. 1 maal x bly x. So ons skryf ons nie daai enetjie voor die x nie. Maar wat ek aan die regterkant doen, moet ek aan die linkerkant doen. So wat gaan ek albei kante doen? Yes, ek gaan albei kante deel deur 2. So hier gaan ek sien 2 gedeel deur 2 gee vir my 1. 1 maal x is x. 10 gedeel deur 2 is 5. Voilà, daar's my antwoord. So x is gelyk aan 5. Hierso sê ek vir daar is 'n enetjie voor die x, so skryf hom jy as 'n undercover agent. En wat dan nou lekker is van die vergelykings, jy kan jou antwoord gaan toets en kyk of jy reg is deur daai 5 nou daarbo in te stel. 2 maal 5 is 10 plus 1 is 11, so dit is dan gelyk aan die linkerkant, so my antwoord is reg. Goed, hier kom ons nou uiteindelik by die deel waar ons eintlik by wil wees. Die vorige deel oor die vergelyking, is maar net wat vir jou gaan help by hierdie funksies en verwantskappe. Goed, ek net gou nee, laat hy nou aan die gang kom hierso. Nou, eerste ding wat julle moet hier in gedagte hou, ekskuus ek net hierdie is nou my pad, hy plan nou nie vir julle nie, julle kan hom nie sien nie.
'n funksie is 'n reël of verwantskap tussen twee stelle waardes. Soos ons net al gesien het, jy het jou invoerwaardes, dan gebeur daar iets en dan het jy mos jou uitvoerwaardes. So die twee stelle waardes. Die eerste stel word die versameling invoerwaardes genoem, jou insette. Alraai, dis jou soos byvoorbeeld jou X-waardes. Die tweede stel word die versameling uitvoerwaardes of jou uitsette genoem. Die invoerwaarde word in 'n wiskundige reël vervang en 'n berekening word dan gedoen. Die antwoord wat daardie berekening lewer is dan die uitvoerwaarde. 'n voorbeeld van so 'n reël in woorde sou gewees het: vermenigvuldig elke invoerwaarde met 3 en trek dan 2 af. En dan 'n vloeidiagram van so 'n. So jy kan hom in woorde sê en daai selfde woorde kan jy dan in so 'n vloeidiagram sit, soos jy praat van 'n spinnekop diagram, né? Daai selfde ding kan jy dan so sit. Dan gaan jy sê, ja, gestel jou invoerwaarde. Wag, kom ons sê die reël. Die reël sê ek vermenigvuldig elke invoerwaarde met 3 en ek trek dan 2 af. Dis dieselfde as hierdie woorde hierbo, né? Ons sit dit nou net in 'n vloeidiagram. So kom ons kyk gou werk hy. So nou sit ek hierdie al hierdie is my verskillende X-waardes. So vir X sit ek nou eers 3 in. So ek sit 3 hierso in. 3 maal 3 gaan vir my gee 9 minus 2 gaan dan vir my gee 7. Daar's my uitvoerwaarde. My volgende insetwaarde is dan nou 4. Ek spoor hom in of ek sit hom in hier by X. 4 maal 3 is 12 minus 2 gaan dan my uitvoerwaarde gee 10 vir hierdie insetwaarde. My volgende insetwaarde is 5. Ek gaan sit hom in of my invoerwaarde gaan sit hom in by X. 5 maal 3 is 15 minus 2 is 13. Dis dan my uitvoerwaarde, my y. So my groen is basies my X-waarde, my rooi is my y-waarde en hierso sê hulle vir my wat ek moet doen. Dis my uitdrukking of my vergelyking wat vir my die reël gee van wat ek met elkeen moet doen. So daar's verskillende, wat ek eintlik nou wil wys is daar's verskillende maniere hoe ons hierdie storie of hierdie reël kan voorstel. Ons kan dit doen, ons kan dit vir mense gee deur middel van om dit in woorde te sê, soos hier by nommer 1. Vermenigvuldig elke invoerwaarde met 3 en trek aan 2 af. Of ons kan dit so met 'n uitdrukking sit binne in 'n vloeidiagram. Of ons kan die reël waarna ons nou gekyk het, kan ons ook in 'n tabel voorstel. Soos byvoorbeeld hierso. Hierso het ek hierdie eerste enetjie hoef nou nie daar te wees nie. Ek wys net vir jou, jy kan hom nou buitekant die blokkie sit. Maar jou invoerwaarde gaan nou, jy kan dit of 'n N of 'n X, onthou dis daai plekhouer, né? Ons is lief om X hier te gebruik, maar hulle het nou in hierdie geval 'n N. En dan jou uitvoerwaarde is as ek daai N daar instel, die antwoord wat ek dan kry is my uitvoerwaarde van daai hele besigheid, né? So nou gaan ek sê 4 gaan ek daar insit. 4 maal 3 gaan vir my gee 12. Minus 2 is 10, so daai is my uitvoerwaarde. So my invoerwaarde is 4, my uitvoerwaarde is 10. Maar as my invoerwaarde 5 is, 5 maal 3 is 15, minus 2 is 13, so my invoerwaarde is 5, my uitvoerwaarde is 13. As my invoerwaarde 6 is, 6 maal 3 is 18, minus 2 is 16, my invoerwaarde is 6, my uitvoerwaarde is 16. So ons het nou gesê, jy kan dit in woorde sit, né? En jy gaan moet leer om 'n vergelyking basis op te stel, so jy gaan dit eers vir jouself in woorde moet kan sit, of uit woorde uit 'n vergelyking kan opstel. Dan kan ons dit sit in 'n vloeidiagram, ons kan dit sit in 'n tabel, en dan nou laastens, ekskuus, ek wil net hierso vir julle herinner, onthou, en is slegs soos 'n plekhouer, of ons praat van 'n veranderlike, hulle kon net sowel 'n blokkie daarin gesit het, of ons kon net sowel dit 'n X gemaak het. Meeste van die kere is ons lief daarvoor om die invoerwaarde met X te vervang, en die rede daarvoor, ek het vir die klas so vinnig net gewys waantoe ons op pad is, ons gaan later hierdie reël, hierdie invoer-uitvoerwaardes, gaan ons uit die tabel uit byvoorbeeld, kan ons dan op 'n grafiek gaan plot, want daar het jy 'n X-as en 'n Y-as, en jy kan die waardes gaan plot, maar nie te veel nou daaroor bekommer nie, dit kom nog, maar net dat jy weet ons is op pad soontoe. En omdat ons wel met 'n X en 'n Y as werk, is ons lief om die boonste is hierso byvoorbeeld X te noem en die onderste is hierso Y te noem. Okay. En ek herinner ook net gou weer daar bo staan watter bladsy is dit in jou handboek, bladsy 67. Goed. Dan laastens, ons kan ook die reël op 'n vierde manier voorstel. Ons kan 'n vergelyking gebruik. Basies dit wat ons nou daar in die vloeidiagram geskryf het, gebruik ons dan nie die vloeidiagram nie, ons skryf net die vergelyking. En julle onthou nou nog wat se vergelyking? Daar is veranderlikes of getalwaardes aan die linkerkant en of getalwaardes en veranderlikes aan die regterkant. As ons die invoerwaarde byvoorbeeld X maak en die uitvoerwaarde Y maak, kan ons die reël deur die volgende vergelyking voorstel. Onthou nou weer wat is 'n vergelyking? Daar's 'n is gelykant tussenin met iets aan die linkerkant en iets aan die regterkant, soos ek nou net vir jou gesê het, maar hulle twee moet altyd gelyk wees aan mekaar. Want as hulle nie gelyk aan mekaar is nie, dan kan ons nie 'n is gelykant in die middel sit nie. Want die is gelykant sê die twee kante moet gelyk wees aan mekaar. Goed. So hier is nou presies daai ene se voorbeeld nou net in 'n vergelyking. So ek kan die antwoord kry, ek kan die uitvoerwaarde kry as ek 'n getal, ons gaan waardes hier instel. Dis hoekom ek eers 'n veranderlike insit. As ek sê 'n getal maal met 3 en ek trek 2 af,
dan kry ek my uitvoerwaarde. So dis my vergelyking hierdie. Alright, ek het veranderlike aan die linkerkant van 'n is gelyk aan en ek het veranderlike en getalwaardes aan die regterkant. En nou sê hulle ons moet hierdie volgende waardes waar x elemente is van 4, 5 en 6. So ons moet nou 4 daar instel. 3 maal 4 is 12 minus 2 is 10, dan kry ons y is element van 10. Dan gaan ons 'n 5 daar instel. 3 maal 5 is 15 minus 2 is 13. So y is dan 'n element van wat het ons nog gesê 13 ook, en die laaste een het ons mos gesê as jy 6 daar instel, kry jy 18 minus 2, dan kry jy 16, so y is 'n element van 16 ook, dan as x die elemente is van 4, 5 en 6. Goed, daar wys ek nou maar net vir jou as jy byvoorbeeld 4 instel, hoe gaan werk jy hom uit? Ons noem x die onafhanklike veranderlike, en dis nogals belangrik vir later as ons by die grafieke kom waar ons op die x en die y-as gaan grafieke trek. So hierdie moet jy goed leer, dan sit minder leerwerk daai tyd. So ons noem die x my onafhanklike veranderlike. Ek het nou so 'n bietjie in die klas vir julle 'n bietjie meer verduidelik, maar dis nie nou vir my so verskriklik belangrik nou nie, later ja. Y noem ons die afhanklike veranderlike. Wat dit maar eintlik net beteken is, onthou as hierdie nou al jou y-waardes is. Ons kon nie hierdie y-waardes geweet het voor ons het die x-waardes gehad het nie. Ons het die x-waardes ingestel en dit het vir ons die y-waarde gegee. So hierdie y-waardes, hierdie antwoorde, hierdie uitvoerwaardes was afhanklik van wat die x-waarde is, die invoerwaarde is. So dis eintlik wat dit sê. Die uitvoerwaarde hang af van wat die x-waarde is. Die x-waarde gee nie om nie. X-waarde kies ons. Ons besluit op die x-waardes, né? So hy is onafhanklik, maar die y-waarde is afhanklik. Goed. Nou, voorbeelde. Ek kan byvoorbeeld vir jou sê, eerstens bepaal die uitsetwaarde in die volgende vloeidiagram. Daar's verskillende maniere hoe ek hierdie werk vir jou kan vra. En die eerste ene is, ek gee vir jou insetwaarde, ek gee vir die reël, en jy moet nou die uitsetwaardes gaan bepaal. Hy is lekker maklik, want dit het jy al in die laerskool gedoen. So ek gaan byvoorbeeld eers hierdie minus 2 daar by x instel. 5, en ons sit hom in hakkies, want hy staan ons teen aan mekaar, né? 5 maal minus 2, 'n positiewe 5 maal 'n negatiewe 2, gaan vir my gee minus 10, minus nog 2, gaan vir my gee minus 12, né? So ek gaan stel elkeen dan van hierdie waardes in x in, en ons gaan kyk wat kry ons by die y-waarde. Daar wys ek vir jou. So as ek minus 2 daar instel, minus 10, minus 2 is minus 12 is my antwoord. Dan as ek minus 1 hier instel, 5 maal min 1 gaan vir my min 5 gee, minus 2 is minus 7. Dan as ek 'n 0 daar instel by x, 5 maal 0 is 0, minus 2 gaan nog steeds vir my gee, minus 2. 1, as ek 1 daar instel by x, 5 maal 1 is 5, minus 2 is 3. Daar het ek al my uitvoerwaardes of uitsetwaardes, en hier het ek al my invoerwaardes. Nog 'n voorbeeld sal wees, die vergelyking y is gelyk aan 5x minus 2 word gegee. Bepaal die uitsetwaardes as die invoerwaardes minus x elemente van minus 2, minus 1, 0 en 1 is. So nou gaan stel ek daai waardes in, as ek gaan sit in hierdie vergelyking, gaan sit ek 'n minus 2 daarin. So hierdie is nou net as ek het nou nie 'n vloeidiagram nie, ek gaan vervang nou net die waardes in 'n vergelyking in, né? So 5 maal min 2 is min 10, minus nog 2 is minus, ek nou die regte een hier so, ja, minus 10, minus nog 2 is minus 12. Dan die volgende keer stel ek weer 'n minus 1 daarin, daar waar x is, sit ek nou minus 1 in, sien jy daarna x-waarde, sit ek 'n minus 1 in. 5 maal min 1 is min 5, minus 2 is minus 7. En so kan ons aangaan. Ek gaan nou nie almal deurgaan nie. Selfe prinsip. So die stel uitsetwaardes dan as ek nou kyk hier is ons nou stel insetwaardes. Nou as ek al hierdie antwoorde vat, dis mos al my uitsetwaardes, dis 'n stel uitsetwaardes vir hierdie insetwaardes. Dan kan ek sê die stel uitsetwaardes is dus, en ek sê y is 'n element van minus 12, minus 7, minus 2 en 3. Dan, indien die reël om die y-waarde te bepaal om hom te vind gegee word deur y is gelyk aan 5x minus 2, bepaal die uitsetwaardes vir die gegewe invoerwaarde x. Okay, so vir al die x-waardes moet ons dit nou kry. So nou, hierdie een is nou weer 'n voorbeeld waar ek tabel gebruik. Goed, ek het die reël, so ek gaan vir soos al hierdie is my x-waardes, so daar waar ek 'n x sien, eers gaan ek 'n minus 2 insit, 5 maal min 2 gee vir my min 10, minus nog 'n 2 gee vir my minus 12, so ek gaan minus 12 hier inskryf. Dan gaan ek minus 1 daar instel, 5 maal min 1 is min 5, minus nog 2 is minus 7, gaan ek daar inskryf. So daar is my antwoord vir ek werk het nou, ek het hom nou so skies, waar is my, daar is hy. So jy kan hom nog gaan uitwerk of so, of jy kan hom net so gaan skryf in jou tabel, jou uitsetwaardes. So daar het ek vir jou voorbeeld nou al van 'n vloeidiagram gegee, 'n voorbeeld van waar jy met 'n vergelyking die waardes kry, en 'n voorbeeld van waar jy met die tabel die waardes kry. Nou, hier is op bladsy 71 in jou handboek, bepaal die invoerwaardes. Okay, so tot dusver het ons elke keer die uitvoerwaarde bepaal. Ons het die invoerwaarde gehad, ons het die reël gehad, dan bepaal ons die antwoord, die uitvoerwaarde. Gestel nou ons word die uitvoerwaardes en die reël gegee, en dan moet ons die invoerwaardes bepaal. Hier is nou waar daai oplossing van vergelykings nou eintlik lekker uitwerk. So ek het die reël en ek het die antwoord.
ek soek nou vir x. Ek soek nou die invoerwaarde. Onthou het ek gesê, hoe kan ek dit doen? Jy kan op jou ou manier dit gedoen het. So daai deur inspeksiebasis wat ek net te veel verduidelik het. Of jy kan dit eenvoudig sê 4x minus 1 is gelyk aan, die antwoord is minus 9. So nou moet ek net vir x alleen aan die een kant kry. So ek moet eers hier minus 1 wegkry, so ek tel 1 aan albei kante by. Dan moet ek hier 4 maal x, moet ek daai 4 wat met hom gemaal word wegkry, so ek deel met 4, die inverse berekening. 4 gedeeld met 4 is 1, 1 maal x by x. Maar as ek aan die linkerkant deel met 4, moet ek aan die regterkant deel met 4, né? So dis wat ek gesê, dis nou waar die riglyne vir die vergelykings wat ons in die begin van hierdie PowerPoint na gekyk het, handig te pas kom. Kom ons kyk gou vinnig weer daarna. Okay, ek gaan nou nie weer wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. Ons soek vir x alleen aan die een kant. Ons begin by die plus en die minus. Ons wil van hierdie 4 plus 4 ontslaa raak, so ek gaan 4 aftrek. Plus 4 minus 4 is mos 0. So dis wat ek wil hê. Ek soek niks daar nie, né? Maar as ek hierdie kant 4 aftrek, moet ek daai kant ook 4 aftrek, want dit is 'n vergelyking. Onthou wat ek regs doen, moet ek altyd links ook doen. En ek wil ultimately vir x alleen aan die een kant hê, so ek trek albei kante 4 af. 20 minus 4 is 16. Hierdie kant as ek daai 4 aftrek, dan bly daar net 2x aan die regterkant oor. 16 is gelyk aan 2x. Nou is daar nog net 'n 2 voor die x. As hy vas aan die x staan, beteken dit maal, so om hom weg te kry moet ek deel aan albei kante met 2. 16 gedeel deur 2 is 8, 2 gedeel deur 2 is 1, 1 maal x by x. So hierso deel ek deur 2, dan kry ek 8. Hier gaan ek deur 2 deel, dan kry ek 1, 1 maal x by x. Ons skryf die enetjies soos 'n undercover agent. Ons weet die een is daar, ons skryf dit net hier. So, x is gelyk aan 8. Kom ons toets of hy reg is. 2 maal 8 is 16 plus 4 is 20. So nou is die regterkant gelyk aan die linkerkant. So dan is my antwoord reg. Jy gaan toets hom altyd ook weer, né? Nee. Goed. So, kom ons kyk gou-gou. Bepaal die invoerwaarde as jy die uitsetwaardes het. Ek het mos nou vir jou gesê, hoe doen jy dit? Ons skryf eers die vergelyking deur gebruik te maak van die inligting wat ons gegee word. Sodra ons slegs een veranderlike in 'n vergelyking het, kan ons die veranderlike se waarde bepaal vir daardie spesifieke vergelyking. So ons gaan 'n vergelyking gaan opstel. 4x minus 1 is gelyk aan minus 9. Ons het 'n vergelyking. Nou moet ons net vir x oplos, vir hom alleen aan die een kant kry. Alright? Want as ons vir x alleen het, kry ons die antwoord. Goed, so daar skryf ek my vergelyking. En soos ek gesê het, onthou nou ons wil vir x alleen aan die een kant kry. So, om hom alleen te kry, moet ek eers van hierdie ou simpele minus 1 ontslaa raak. Minus 1 plus 1, dan kanselleer hy mos uit. As ek sê minus 1 plus 1, ja, ek wou nou weer appels gebruik het, maar dit gee hulle dalk mekaar maak in hierdie geval. Okay, so minus 1 plus 1 gaan my gee 0. 0 plus 4x is 4x. Maar as ek hierdie kant 1 bytel, dan moet ek hierdie kant 1 bytel. So dis wat ek daar sê. Ek tel hierdie kant 1 by en ek tel hierdie kant 1 by. Nou minus 1 plus 1 is 0, dan plus 4x bly 4x. Minus 9 plus 1 is minus 8. Nou het ek nog net hierdie, ek het amper vir x alleen, maar nou moet ek eers die 4 wegkry. Daar staan 4 maal x, so gebruik die inverse berekening. 4 gedeeld deur 4 is 1, maar dan wat ek aan die een kant doen, moet ek ook aan die ander kant doen, so ek deel albei kante met 4. So hierdie kant gaan wees x, want nou skryf jy nie daai enetjie nie, is gelyk aan minus 2, want daar is 'n minus gedeeld deur plus, bly maar 'n minus, né? So x is minus 2. En hier is op bladsy 71 in jou handboek. Goed. Nou, tot dusver het ons gekyk na hoe ek die uitvoerwaarde bepaal as ek die reël en die invoerwaarde het, en ons het ook gekyk om die invoerwaarde te bepaal as ek die reël en die uitvoerwaarde het. Gestel ons word nou die invoerwaardes en die uitvoerwaardes gegee, die x en die y, die twee aan die buitekant. Maar nou moet ons self die reël bepaal. Nou daarvoor het jy kan nie net met 1x en net met 1y werk soos ons nou gewerk het sover nie. Jy gaan nou 'n reeks invoerwaardes en uitvoerwaardes moet kry. En ek wil net hê jy moet bewus wees, daar's verskeie ander reëls ook daar buite. In graad 8 hierdie jaar gaan ons net kyk na voorbeelde met konstante verskil. Maar ek wil net hê jy moet weet, dis nie die enigste moontlike reëls wat daar bestaan nie. Soos julle nou al gesien het, daai tyd toe ons die getalpatrone gedoen het, julle gesien daar's soos konstante verhouding, julle het gesien daar's soos waar ons met eksponent van 2 en 3 en 5 ensovoorts werk, daar, the sky's the limit, daar's baie reëls wat jy in wiskundige taal kan skryf. Ons gaan net nou konsentreer op konstante verskil vir eers, alright. So, hierso, dis 'n voorbeeld van wat ons vir jou kan gee. Ons gee vir jou stel invoerwaardes, ons gee vir jou stel uitvoerwaardes, nou sê ons bepaal wat is die algemene reël. Nou hier gebruik ons dieselfde riglyne wat jy by numeriese patrone gebruik het. Goed, ons konsentreer eers op die uitsetwaardes en dan kyk ons of ons 'n konstante verskil kry. Hoe doen ons dit nou weer? Ons vat die nuwe waarde minus die ou waarde. Nuwe waarde minus die vorige waarde. Nuwe waarde minus die vorige waarde. En as ek elke keer konstant dieselfde antwoord kry, dan noem ons dit die konstante verskil. So, kom ons soek 'n konstante verskil by die uitsetwaardes. Minus 5, minus 9, wees wakker, né? Jy moet mos daai minus 9 gaan aftrek. So ek gaan aftrek minus 9. En 'n minus maal 'n minus gee vir my plus.
So dit is minus 5 plus 9, of ek kon sê 9 minus 5, maak nie saak die volgorde nie. En daai een se antwoord gaan dan vir my gee 4. Dan gaan ek na die volgende ene. Minus 1 minus 5. Minus 1 trek af minus 5. 'n minus maal 'n minus gee vir my plus. 5 minus 1 of minus 1 plus 5 gaan vir my gee 4. So kan ek aangaan, maar ek sien nou dat ek 'n konstante verskil van 4 kry. Wees net wakker, dit gaan slegs werk as hierdie getalletjies op mekaar volg. As ek het minus 2, minus 1, 0, as ek nou skielik hier het 5, dan gaan die laaste ene gaan mos nou nie presies net 4 uit mekaar uit wees nie, want ek het te veel plekke gespring. So daar is so vangplekke hier en daar in julle handboeke wat julle al sou gesien het as die oefeninge gedoen het, nê. So wees net wakker daarvoor. Daar waar hy nie op mekaar volg nie, gaan hy ook nie hierso 'n konstante verskil vir jou gee nie. Goed. Maar ons kan er nog aangegaan het, maar ons sien sommer klaar hier's 'n konstante verskil van 4, so ek kan nou stop. Alright, nou, ons weet dus nou, ons gaan die invoerwaarde met 4 moet vermenigvuldig. Ons gaan vir x die invoerwaarde, hierdie waarde moet ons met 4 vermenigvuldig. Ons moet dus nou kyk, nadat ons die invoerwaarde met 4 vermenigvuldig het, wat moet ek nog bytel of aftrek om sy uitvoerwaarde te kry? So kyk gou-gou hierso. Ek het gesê, ek gaan vir x met 4 moet maal. Nou, as ek die invoerwaarde met 4 maak, kom ons vat die eerste ene, minus 2 gaan stel ek daarin. 4 maal minus 2 gaan vir my minus 8 gee. Wat moet ek nou nog by minus 8 tel of aftrek van minus 8 af, sodat ek daar die uitvoerwaarde van minus 9 kan kry? So ek sien, ek moet by minus 8 moet ek nog 1 aftrek. Dan is dit mos gelyk aan minus 9. En dit is dan my vergelyking. So die konstante verskil maal ek met die x, met die invoerwaarde. En ek gaan stel een van hulle daarin om te sien wat kry ek. Dan vra ek myself, wat moet ek nog optel of aftrek om die antwoord te kry van minus 9? Ek moes nog minus 1 aftrek om minus 9 te kry. En dan daar is my vergelyking. 4x minus 1 is gelyk aan my uitvoerwaarde y. En hierdie gaan julle kry op bladsy 71 en bladsy 73. Ek hoop nou ek het die regte blaai kon hierdie enetjie nou vir my nou nie 100, ek is nou nie seker nie, maar min of meer daar rond, julle kan gaan kyk in jou handboek.